True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'n Oorspronklike jackpot-potgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jacaranda FM nie. Nog een is op pad. Hy weet, die meisie sal doen wat vir haar gesê word om te doen. Hy het 'n kenner geword oor hoe om mense se gedagtes te beheer. Hy verander hulle denkwyses, laat hulle vergeet van alles wat hulle gehaat het. Die enigste ding wat tel is nou, hierdie oomblik en waar hulle nog kan kry. Dit werk elke keer. Maar hy het geen idee nie dat hierdie meisie wat hulle gekies het, die laaste een sou wees. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza en hierdie is die verhaal oor die barbier. Die slagoffers in hierdie episode gaan nie by die naam genoem word nie, omdat hulle minderjarig was toe die misdade gepleeg is en hulle het ook verkrachtings oorleef. Om hulle te beskerm en die integriteit van die saak te verseker, het hulle agter geslote deure van 'n hofsaal getuig en nie in die hof self nie. Dele van hulle getuienis is ook nie bekend gemaak nie. Daar is in die hofdokumente na een van die slagoffers verwys as Zandile. Ons verwys na die ander twee meisies onder die skuilname Tandi en Unati. Daar is ook 'n 17-jarige wie ons Annelle sal noem. Sy was 'n slagoffer van mensenhandel, maar sy is, soos in baie van die gevalle, gedwing om met die oortreders saam te werk. Kom ons begin. 8ste Straat in Springs aan die Gautengse Oosrand is 'n mengelmoes van besighede en huise. Dis 'n besige straat waar almal kom en gaan. Daar is motorwerktuigkundiges, prokureurs, skoonmaakmaatskappye, belastingkonsultante en by nommer 76 was daar ook in 2017 'n barbier, in Engels bekend as 'n barber. Volgens die advertensies buite die eiendom was daar ook 'n paar ander sakebedrywighede op die perseel, insluitende een wat gouditems aangekoop het en 'n snoepie met 'n klein kombuis waar wegneemetes ook gemaak is. Die voorkant van die barbier se winkel was met helder kleure geverf. Die eienaar wou heel duidelik hê dat sy besigheid moes uitstaan. In groot wynrooi letters op die muur, net onder die dak, staan Looking Good Barbershop. Onder dit, die beeld van 'n vrou wat 'n man se hare sny op die muur geverf met die woorde in swart: Men and women, good people in you we trust. Die man aan die helm van die barbier was Edozie Obi, 'n 42-jarige van Nigeria af. Hy is in Nigeria gebore en het daar groot geword saam met 8 ander kinders. Edozie is later getroud en hy en sy vrou het 4 kinders gehad. Sy gesin het in Nigeria agtergebly toe Edozie besluit het om Suid-Afrika toe te kom en so het hy al hoe meer van sy tyd hier spandeer by sy besighede. Dit was nie net die barbier nie, ook die wegneemetesplek en die winkel wat gouditems aangekoop het op daai perseel in 8ste Straat. Maar dit was 'n front. Die snoepie het nie net koeldrank en skyfies verkoop nie, ander pakkies is ook oor die toonbank oorhandig. By die barbier was daar een stoel waar kliënte gesit en hulle hare gesny en geskeer het, maar ook daar was dit onder hulle voete waar Edozie Obi se ware sakebelange gesien kon word en in ander kamers op die perseel. Dis nou hier waar mense dink, hierdie klink na iets uit 'n rolprent of 'n TV-reeks oor mensenhandel, die fyn lyn tussen fiksie en die waarheid. As jy in die Looking Good barbier sou instap vir 'n haarsnit en in die stoel gaan sit, sou jy nie ver waar jy sit nie 'n hobbel op die vloer onder die mat opmerk. Lig die mat op en daar's 'n valdeur. En as jy die valdeur sou oplig, stap jy af in 'n ondergrondse kamer wat die mense wat by die barbier gewerk het as 'n onderaardse sel beskryf het. Dis daar waar mense gestraf is en jong meisies weggesteek is wanneer die polisie sou opdaag. Daar was 'n stadium toe slegs een jong meisie in die kerker weggesteek is. Haar naam was Zandile. Sy is een aand in 2016 by die huis weg, maar het nooit weer teruggekom nie. Nie omdat sy weggeloop het nie, maar omdat sy nie kon teruggaan nie. Die 13-jarige Zandile se nagmerrie het begin toe sy die 17-jarige Annelle ontmoet het, wie haar oortuig het
dat sy vir haar 'n tydelike werk kon kry by die barbier. Dis nie seker waar Zandile vandaan gekom het nie. Dit is moontlik dat sy oor sosiale media na die winkel gelok is. Die volgende 2 slagoffers was van Mpumalanga af. Was nie lank nie, toe is Zandile by die barbier, by nommer 76 op 8ste straat in Springs. Dit het aanvanklik voorgekom om te wees presies wat Annelle verduidelik het, 'n haarkapper met 'n stoel en alles wat gebruik word om hare te knip. Maar dit sou net 'n paar uur vat voor die sluier gelig sou word en alles verander. Die jong meisies en later ook die mede-aangeklaagde sou later bevestig dat daar 'n patroon was wat hulle sou ondervind nadat hulle by die Looking Good barbier aangekom het. Dit was 'n goed deurdagte plan met net een doel: die algehele beheer van die slagoffers. Edozie Obi sou 'n angswekkende figuur wees wat oor die jong slagoffers staan. Hy vertel onmiddellik vir hulle dat hulle nou vir hom werk en nie weer kan huis toe gaan nie. Dan word van die produkte van sy snoepie af ingebring. Dis van die produkte wat daar op die perseel vervaardig word. Dit was 'n byproduk van kokaine. Dit word gemaak deur kokaine met water en koeksoda te meng, wat dan soliede kristalle vorm. Dit maak 'n kraakgeluid wanneer dit brand en gerook word, en vandaar die term crack cocaine. Die wyse waarop dit vervaardig word, en omdat dit gerook word in plaas van gesny word, soos kokaïnepoeier, lei daartoe dat dit baie meer kragtig is. Dis ook baie goedkoper as kokaine en het 'n groot bron van verslawing geword. Die impak van die kraak kokaine is onmiddellik van aard, van die eerste keer wat dit ingeasem word. Die dwelm is geklassifiseer as 'n stimulant en lei tot verhoogde energievlakke, verhoogde werksaamheid en uiters hoë buie van sensasie. Hierdie stimulant tas die sentrale senuweestelsel aan deur 'n wanbalans van die neurotransmitters in die brein te veroorsaak. Dit is uiters verslawend. Edozie Obi het hierdie crack cocaine op die perseel vervaardig, dit daar verkoop en ook gebruik om die jong meisies wat hy na sy winkel toe gelok het, onmiddellik in dwelmverslaafdes te verander. Maar dit was nie die hoofrede nie. Vir die slagoffers was dit net die begin van hierdie thriller. Edozie Obi se hoofinkomste was om die meisies in sekswerk in te dwing. Daar was 2 kamers agter op die perseel, waar hy die meisies as sekswerkers uitverhuur het. Die slagoffers het byna altyd by die barbier aangekom in hulle vroeë tienerjare en as deel van Obi se absolute veldtog van terreur om die meisies te dwing om te doen wat hy sê hulle moet doen, het hy hulle verskeie kere verkrag voor hy hulle aan kliënte uitverhuur het. Elke meisie het dieselfde storie vertel. Annelle het hulle met 'n liegstorie gelok. Hulle gedwing om die dwelms te rook tot hulle verslaaf geraak het, basies geen kos gegee het om te eet nie, en dan is hulle verkragt deur Obi en uitverhuur. Zandile was amper 'n hele jaar by die barbier. Aan die einde het sy geen idee meer gehad van presies hoe lank sy daar was nie. Haar jong lewe was 'n waas van geweld en verhongering, net gefokus op die dwelm waaraan sy heeltemal verslaaf was om haar normaal te laat voel. Sy was die heeltyd verskrik, het gedoen net wat vir haar gesê word, maar Zandile het nie vergeet van haar normale lewe nie, en sy het probeer ontsnap. Een van die mees ontstellende aspekte van die storie is dat Zandile dit eens selfs gemaak het tot by 'n polisiebeampte, maar hoe moes sy weet dat die noodlot haar na die heeltemal verkeerde man gelei het? En het sou later aan die lig gekom het, daar was nie net een van hierdie polisiebeamptes nie. Hulle is deur Obi omkoopgeld betaal om die ander pad te kyk. Van hierdie polisiemanne het selfs hulle betaling gevat deur die slagoffers te verkrag. Zandile sou altyd gevang word wanneer sy ontsnap het, teruggebring word barbier toe, gestraf word, totdat sy self sou ingee in wat sy gedink het die res van haar lewe sou wees. Die polisie, wat deur Obi afbetaal is om stil te bly, was in die minderheid, want daar was tye wat polisie 'n klopjag op die perseel uitgevoer het. Dan moes Zandile in die kerker gaan wegkruip, maar hulle het byna altyd geweet wanneer die klopjagte sou plaasvind, want Obi sou 'n wenk kry van die polisie af. Teen die tyd wat die polisie daar opdaag, sou daar geen dwelms of slagoffers van mensenhandel gevind word nie. En so gaan Zandile se nagmerrie voort. Die bure langs 8ste straat het die jong meisies sien kom en gaan van die perseel af. Elke nou en dan
sou Annele die meisies buite die gebou laat staan met skrapse uitrustings aan. Baie van die ander sake-eienaars in die straat het later gesê, hulle het dit by die polisie gaan aanmeld. Meeste van die tyd het daar niks van gekom nie, so nou en dan 'n polisieklopjag wat niks gekry het nie. As enige van hulle te enige tyd sou probeer om met die meisies te praat, het Annele altyd baie vinnig ingetree. Die bure kon sien, die meisies was jonk en bedwelmd, hulle oë was leeg. Annele het gesê hulle was haar susters of vanniggies wat kom kuier het. En dit was die einde van die gesprek. In Mei 2017 sien Zandile hoe 'n nuwe meisie by die barbier aankom. Tandy se eerste angswekkende dae was nog nie eers mooi verby nie. Dis 'n ander meisie, Unati, ook daar. Zandile kon net toe kyk hoe die twee dieselfde groei-ontvangs as sy gekry het 'n jaar van tevore en die onmenslike oriëntering wat hulle deurgegaan het totdat hulle oë verdof en Zandile presies geweet het wat vir hulle wag. Annele was altyd op die uitkyk vir nuwe meisies, maar dit het nie altyd uitgewerk nie. Die ouers sou begin vra of die meisies sou nie opdaag soos hulle beloof het nie. Toe is 2 nuwe meisies binne 2 dae deur Annele gelok. Unati was van Balfour in Mpumalanga en haar ouers het onmiddellik tot aksie oorgegaan toe sy vermis geraak het. Hulle gaan praat met 'n ondersoekende beampte in Mpumalanga wat oorgehaal was om Unati te kry. Hy het onmiddellik besef dat Unati nie van die huis af weggeloop het nie. Sy het geen geskiedenis gehad dat sy met die verkeerde vriende uitgehang het nie en ook nie 'n ouer kerel nie. Die ondersoekende beampte begin uitkyk na Unati se selfoonaktiwiteite en praat met mense in haar buurt, as ook by die taxi-staanplek waar sy sou moes staan as sy 'n taxi uit Balfour wou kry. Daai spoor lei hom Springs toe. En 24 uur later is hy aan die Gautengse Oosrand. As daar op daai dag enige polisiebeamptes was wat omkoopgeld van Edozi Obi gevat het, was hulle in die minderheid. En selfs al was daar 'n sameswering in die polisie om Obi se besigheid te beskerm, sou dit byna onmoontlik wees om die lang arm van die ware reg te keer, want nou was daar 'n buitestander van 'n ander polisiestasie in 'n ander provinsie wat 'n vermiste jong meisie gevolg het tot by die voordeur van die barbier. Op 19 Mei 2017 krioel agste straat in Springs van polisievoertuie. Nuuskierige inwoners en bure kyk hoe swaar gewapende polisiebeamptes hulle pad na die barbier toe oopdwing. Hierdie was nie dieselfde as die ander klopjagte nie. Hierdie keer het die polisie nie aan die deur geklop en lasbriewe omhoog gehou om te kon inkom nie. Die barbier het nie 'n wenk gekry dat die polisie sou toeslaan nie. 3 jong meisies word gekry, waar hulle saam in die agterkamers gehurk het. Daar was nie tyd om die valdeur oop te maak en hulle die trappe af te kon dwing in die donker kerker nie. Zandile het moontlik nie onmiddellik die verligting gevoel nie. Sy was al te veel keer deur omgekoopte polisiebeamptes in die steek gelaat. Maar Tandy en Unati het in hulle bedwelmde stryd uitgereik na vryheid. Die 17-jarige Annele en 'n dwelmhandelaar wat vir Obi gewerk het, genaamd Luke Botha, is op die daad in hegtenis geneem. 2 ander verdagtes is ook by die barbier aangekeer, maar hulle identiteite is nooit bekend gemaak nie en die klagtes teen hulle is later teruggetrek. En kort daarna is die koning van die misdaadring ook in hegtenis geneem. Edozi Obi se terreur het tot 'n einde gekom. Dit het later in die lig gekom dat Obi nie 'n lang misdaadrekord gehad het nie. Hy is 'n paar dekades van tevore in hegtenis geneem op 'n klag van diefstal en die besit van dwelms, maar niks het daarvan gekom nie. Dis moontlik nie 'n verrassing nie, want dis baie duidelik dat hy die polisie afbetaal het. Hy het ontken dat hy enige kennis gehad het van wat die polisie op die perseel gekry het en het daarop aangedring dat hy net seker gemaak het almal se hare word geknip en het die wegneem etes en die goudbesigheid se daaglikse bedrywighede oorsien. Hy kon nie verantwoordelik gehou word vir wat op die perseel gedoen word wanneer hy nie daar was nie. Op 23 Mei 2017 verskyn die eerste groep van verdagtes in die hof. Die media se fokus was nie Obi as die meesterbrein nie, maar op die 17-jarige Annele, wat die jong meisies na die barbier gelok het. Hoe kon 'n vrou en iemand wat so jonk was, betrokke was by so 'n gruisame kriminele spul? Die antwoord het vinnig duidelik geword. Annele is op haar beurt ook
as jong meisie daarheen gelok. Sy is ook onmiddellik met crack kokain bedwelm en het vinnig verslaaf geraak. Sy is ook deur Edozie Obi seksueel mishandel voor hy haar ook aan ander mans begin uitverhuur het. Haar storie het begin as die van 'n slagoffer. Maar soos wat so baie kere die geval is in mensenhandelsake, is sy later gedwing om ook 'n oortreder te word. Annelle se ma het vertel hoe haar dogter vermis geraak het net voor haar 15de verjaarsdag. Haar ma sê Annelle was 'n probleemkind en het telke male van die huis af weggeloop. Sy wou nie beraders se hulp hê nie. So, toe Annelle eendag net nie weer terugkom huis toe nie, het haar ma waarskynlik maar net gereken dat haar dogter uiteindelik 'n ander blyplek gekry het en sy terugkom huis toe wanneer sy wou. Mense sou dink dat die 3 meisies wat gekry is, weer met hulle families sou herenig word. Maar dit het nie gebeur nie. 'n week nadat hulle vanuit die barbier gered is Unati se ma steeds nie toegang gegee tot haar dogter nie. Sy het aan die media gesê sy verstaan dit nie. Sy hoor al die riller stories oor wat met haar dogter gebeur het en al wat sy wou doen is om haar vas te hou en haar weer veilig te laat voel. Dit is moontlik dat die polisie eers al die slagoffers se beëdigde verklaringe wou finaliseer en hulle die nodige mediese behandeling gee. Hulle moes ook erge onttrekkingssimptome beleef het van al die dwelms. En moontlik moes die jong meisies ook eers berading kry voor hulle weer na hulle ouers kon terugkeer. 'n 23-jarige sekswerker in die gebied, wat nie vir of saam met Obi gewerk het nie, het later aan die media vertel hoe sy een keer 'n 15-jarige meisie gehelp het, wat vir haar vertel het sy was van Kaapstad af en is onder valse voorneme na die barbier gelok. Sy het gedink sy sou leer hare sny, maar is vinnig bedwelm, verkrag en uitverhuur aan ander mans. Die sekswerker het gesê die meisie het by haar gepleit om haar te help ontsnap en sy het haar na die plaaslike polisiestasie toe gevat. Daar, sê die sekswerker, het sy seker gemaak die meisie vertel haar storie aan polisiebeamptes wat die sekswerker geken het en nie deur Obi omgekoop is nie. In ruil vir haar hulp het die meisie ingestem dat sy nie die polisie sou terugvat na die barbier toe nie, want die sekswerker het geweet, dit sou beteken dat sy in die moeilikheid kon kom. Die meisie het kon ontsnap, maar toe Obi dit agterkom en uitvind wie haar gehelp het, is die sekswerker se lewe bedreig en sy moes in elk geval uit die gebied uitpad gee. Toe die verhoor afskop, is die griefverhale van die slagoffers vir die eerste keer op die rekord aan die publiek blootgelê. Behalwe vir wat ons reeds weet, het die jong meisies ook aan die hof vertel dat foto's van hulle in seksuele posisies geneem is en dus gebruik om hulle dienste ook op sekshandel webtuistes te adverteer. Hulle is ook gedwing om pornografie saam met Obi en sy makkers te kyk. Daar is vir die meisies gesê, dit was deel van hulle opleiding om beter sekswerkers te kon word. Die slagoffers was baie keer in dieselfde vertrek wanneer hulle verkrag, seksueel aangerand of bedwelmd is en hulle kon mekaar se getuienis in die hof staaf. Die toestand waaronder hulle aangehou is ook aan die hof verduidelik, die vuil matrasse waarop hulle moes slaap in die vuil kamers. Die hof is foto's gewys van die vloere en die perseel agter die barbier waar gebruikte kondome rondgelê het. Edozie Obi is aangekla op 29 klagtes wat ingesluit het mensenhandel, verkrachting, seksuele uitbuiting van 'n kind vir finansiële gewin, ontvoering, die bedryf van 'n onwettige bordeel en dwelmhandel. Annelle is aangekla van die bedryf van 'n onwettige bordeel en die besit van onwettige dwelms. Die dwelmhandelaar wat vir Obi gewerk het, Luke Botha, is net aangekla vir die onwettige besit van verslawend vormende dwelms. Die staatslys van getuies het ingesluit die van die 3 jong meisies, die dokters wat die meisies behandel het en die ondersoekende polisiebeampte. Na dit het die verdediging hulle saak afgeskop met die getuienis van Edozie Obi homself. Hy het volgehou dat hy nie geweet het van enige onwettige aktiwiteite by die barbier nie en het die vinger gewys na Annelle en Luke Botha. Hulle het erken dat hulle geweet het dat hulle deel was van 'n misdaadring, met Annelle se regsverteenwoordiger wat aan die hof uitgewys het dat sy self ook 'n slagoffer was. Annelle en Botha het aan die hof gesê dat Obi definitief die meesterbrein was agter die hele misdaadring. Die regter het bevind dat Obi se getuienis 'n deurmekaar praatry was, wat nooit tot 'n punt gekom het nie en niks tot sy kant van die saak bygevoeg het nie.
Obi is borg geweier tydens sy aanvanklike inhegtenisneming omdat hy getuies met die dood gedreig het. Hy het 2 jaar agter tralies gewag vir die verhoor om te begin. Tydens die verhoor moes Anele as 'n aangeklaagde langs Obi sit. Daar was een voorval in die hof, toe Anele skielik opgespring en begin gil het. Sy het oor die hofbanke gespring en na haar regsverteenwoordiger gehardloop met trane in haar oë. Sy het beweer dat Obi oorgeleun en haar net daar in die hofsaal gedreig het. In September 2019 het regter Natverleel Ranchot uiteindelik sy uitspraak gelewer. Hy het Edozie Obi skuldig bevind op 23 van die 29 klagtes teen hom. Anele is skuldig bevind op die 2 klagtes teen haar en Luke Botha is skuldig bevind op die besit van onwettige gewoontevormende dwelms. Tydens sy uitspraak het die regter verdoemende woorde vir Obi gehad. Regter Ranchot het die misdaad van mensenhandel beskryf as 'n kriminele proses, eerder as 'n kriminele daad, en met reg toegegee dat daar heeltemal te veel ander mense betrokke is by die proses, wat nooit elkeen voor 'n hof sal kan staan nie. Maar hy was seker daarvan dat Obi wel die meesterbrein was van die spesifieke kriminele ring. Sonder hom sou die slagoffers nooit die nagmerrie beleef het nie. Die handel in mense vir die doel om hulle uit te buit, het die regter bygevoeg, was 'n misdaad wat anders as diefstal, waar iets net een keer gesteel kan word, die slagoffers in die geval oor en oor beroof word van iets wat nooit weer aan hulle terugbesorg kan word nie. Dit maak nie saak hoe swaar die straf is nie. Die betrokke wetgewing wat deur die regter gebruik is, was die wet op die voorkoming en bestryding van mensenhandel wat in 2013 as wet afgeteken is. Dit maak voorsiening vir 'n maksimumstraf van lewenslange tronkstraf of 'n boete van 100 miljoen rand. Regter Ranchot het die wetgewing tot op sy maksimum toegepas en Obi 6 keer lewenslange tronkstraf toegedien en 'n addisionele 129 jaar agter tralies. Obi het emosieloos voor hom gestaar toe sy vonnis voorgeles is. In sy uitspraak teen Anele het regter Ranchot met 'n verslag saamgestem dat sy goeie vooruitgang gemaak het in die 2 jaar sedert haar inhegtenisneming. Sy was uit 'n borg en het ook goed gedoen in die rehabilitasie wat sy moes ondergaan. Sy het 'n lewe gelei sonder enige dwelms. Anele het ook geboorte gegee aan 'n baba en volgens die beraader was haar lewe op 'n baie gesonder pad. Dis als in ag geneem en sy is gevonnis tot 5 jaar in die tronk, opgeskort vir 3 jaar, wat beteken het dat sy nie tronk toe hoef te gegaan het nie. Sy sou wel 5 jaar tronkstraf moes uitdien indien sy skuldig bevind sou word op soortgelyke klagtes binne 3 jaar na die vonnis. Vir Luke Botha het regter Ranchot ook genade getoon. Hy het 'n 3 jaar vonnis gekry, ook opgeskort vir 3 jaar. Die regter het Botha ook aangemoedig om behandeling te aanvaar vir sy dwelmverslawing. En daarmee was Anele en Luke Botha vry om uit die hofsaal te stap. Edozie Obi is, ironies genoeg, toe die een wat met die donker trappe afgelei is om sy swaar straf te begin uitdien. Die 3 jong meisies kon by die deure van die hofgebou die son instap en weer die draadjies van hulle lewens optel om oor te begin. Waarop daar nie in die saak gefokus is nie en geen lig tydens die verhoor geskyn is nie, was die kliënte van die seksbedrywighede. Dis altyd die deel wat uitgelaat word wanneer mens praat of hoor van sekswerkers, of dit nou deur middel van mensenhandel is of nie. Hierdie sogenaamde kliënte moes sekerlik geweet het dat die meisies vir wie hulle betaal 13, 14, 15 jaar oud was en hulle moes besef dat die meisies so bedwelmd was dat hulle meeste van die tyd nie geweet het waar of wie hulle is nie. Hulle was heel duidelik nie gewillige sekswerkers nie. Wie is hierdie mans? Wel, as die saak van Giselle Pellicot, wat in 2024 in Frankryk afgespeel het, in ag geneem word, kan hierdie mans die posman wees, of jou dokter, die polisiesersant, jou prokureur, buurman, broer, moontlik selfs jou man. Pellicot was in 2024 72 jaar oud, toe die hofsaak begin het, waar tydens dit aan die lig gekom het dat haar man haar tussen 2011 en 2020 tientalle kere bedwelm het, en dan het hy dosyne mans deur 'n webtuiste gekry om sy vrou te kom verkrag in hulle huis.
Haar man en 50 ander is na 'n lang verhoor skuldig bevind aan verkrachting en seksuele aanranding. Dis natuurlik nie heeltemal dieselfde as die storie van wat in 8ste Straat in Springs gebeur het nie, maar wys net weer eens dat mens nie ver hoef te gaan kyk as jy wil weet wie hierdie mans is nie. En hierdie was slegs een geval. Een barbier in een straat van een voorstad in een provinsie. Dis hoekom dit so belangrik is om hierdie 3 brawe jong meisies te hoor getuig in 'n openbare hof. Hulle moes die mees intieme inligting met die hele land deel, omdat hulle vasberade was dat hulle storie gehoor moes word. En dis hoekom dit belangrik is vir die res van ons om dit te onthou. Dis moeilik om na te luister, maar misdade soos die soek 'n groot kollig. Mensenhandel is nie iets wat ver buite ons grense gebeur nie. Dis nie fiksie nie. Dis 'n realiteit. Vir ouers is dit net weer eens die herinnering om seker te maak jy hou 'n oog op die gesprekke wat jou kinders op sosiale media platforms het. En meer belangrik, praat met hulle oor wat werklik kan gebeur. Ja, dis 'n angswekkende gesprek. En nou nie juis iets waaroor mense tydens aandete wil praat nie. Maar dis bewusmaking wat geskep moet word. Daardeur bring jy ook eer aan die meisies en die seuns, die vroue en mans wat in mensenhandel vasgevang is. Hierdie keer was dit 'n gewone plek, waar mans hulle hare gaan sny het en 'n wegneem etewinkel aan die Gautengse Oosrand. Môre is dit dalk die huis langs joune. Thandi, Zandile en Unati, hou julle koppe omhoog en klou aan daai mag wat altyd julle sin was. Hy is nou die gevangene, julle is vry. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die verhaal oor die barbier in Springs. True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Souza. Luister na nog oorspronklike potgooi reekse en nuwe episodes by jackranfm.com, klik op Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassing.